Goeiemôre weer eens, welkom aan elkeen van u. En u wat ingeskakel is daar by die huis, daar waar julle sit. En waar julle ook al bevind, mag Abba Vader se vrede met julle wees en julle ook sal seën in hierdie oggend. Kom ons bid net weer saam. Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie vir die liefde, dankie vir die geopende woord wat ons vanmôre het om met mekaar te kan deel. Dankie dat ons vanmôre die vryheid het om met u te kan kom praat en te kan kom doen wat u vir ons sê om te doen. Ek bid vir elkeen vanmôre, ek bid vir hierdie diens, ek bid dat die Ruach HaKodesh, die Gees, deur ons sal lei en deur ons sal werk en deur my sal werk. Dat die woord wat ek vanmôre bring waarheid sal wees. En nie uit my uit as 'n mens, maar deur die Gees van u sal werk en sal voortbring en dat die woord waar dit val vanmôre op mense se ore, dat die saad sal groei en dat u die werk sal doen. Bid dit vanmôre in die naam van Yeshua. Amen. Ek gaan 'n gedeelte vir julle lees uit Handelinge 5 en ons gaan vanaf vers 3 lees tot vers 11 en my boodskap gaan vanmôre oor kompromie aangaan. Hoeveel keer gaan ek en jy kompromie in ons lewe aan? En hoeveel keer gaan doen ons dit? Kom ons lees net vanmôre Handelinge 5 vanaf vers 3 af. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg van die prys van die grond om dit agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het, dat jy nie vir die mense gelieg het nie, maar vir God? En toe het Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en hom uitgedraai en begrawe. En na verloop van omtrent 3 ure kom sy vrou in, sonder om te weet wat die voorval was. En Petrus het daar aangespreek en vir haar gesê, sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het? En sy sê ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar doodgevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Ek wil net ek gaan 1 versie lees. Ek glo nie julle het nodig om so te blaai nie. Dis 1 Konings 18 vers 21. Gaan net die 1 versie lees. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as dit Baal is, volg hom na. Hoekom hink julle op 2 gedagtes? Wat is die rede hoekom julle op 2 gedagtes hink? Die gevaar wat ons het van compromise. Om te dink maar, dit is maar net reg om vir hierdie oomblik hierdie ding te sê. En elkeen van ons wat hier sit, en elkeen van ons wat hoor, wat hierdie boodskap hoor, word dikwels gekonfronteer met die waarheid.
en dikwels getoets om te compromise. Nou die definisie in die woordeboek is minlike skikking om te vergelyk 'n skikking waar twee partye iets moet toegee of prysgee. 'n compromise aangaan waarby of dit kom sluit. Dit is wat hulle besluit om te doen. Dit is 'n handeling waarby 'n mens 'n deel van jou beginsels opoffer en prysgee. En ek wil hê ons moet elkeen baie mooi luister na dit wat hier gesê word vanmôre. 'n Saak wat opgelos word met wederwysige goedkeuring gaan oor 'n handeling waar 'n mens deel van jou beginsels moet opoffer. Waar 'n mens 'n deel van jou beginsels moet opoffer. Hoeveel keer gaan ek en jy in ons lewe met ons nie van ons beginsels opoffer en dit neerlê ter wille van nie? En hier kan geen compromises met die wêreld aangegaan word nie, want dit tas belangrike beginsels aan. Jy sien, ek en jy sit in 'n tydperk in ons lewe waar daar soms goed inkom soos 'n wit leentjie. Of sommer maar net om te sê, ek gaan dit net gou maar so doen ter wille van. Die vrees van die Here is die beginsel van wysheid en almal wat dit beoefen het 'n goeie verstand. Psalm 111 vers 10. Nou ek wil net iets lees oor die stuk wat ons gelees het oor moenie op twee gedagtes hunker nie, voordat ek aangaan met die preek. Die uitdrukking moenie op twee gedagtes hunker nie, beteken jy moet nie besluitloos wees of probeer om tussen twee teenstrydige rigtings, soos God en die wêreld, te kies nie. Dit is 'n oproep tot 'n totale toewyding, vasberadenheid en gehoorsaamheid aan Jahwe se wil, sonder die vrees vir aarseling. En dikwels dit in 'n Bybelse konteks gebruik. En die betekenis van dit is om op twee gedagtes te hink of te hunker, is spreekwoordelik wat beteken om te talm. Ek is besig om te pos, ek is besig om te talm, besluitloos te wees, ek kan nie my mind opmaak, ek kan nie besluit nie, of tussen twee opinies of rigtings te wandel, of te wankel. Julle weet wat beteken wankel. Moet ek of moet ek nie? Sal ek of sal ek nie? En dit is hoekom Elia hier gekom het en gesê het, moet julle op hierdie gedagtes kom staan en wankel wees? Moet julle kom sit en kom wonder, wat moet ek doen? Maak jou besluit en doen dit. En ek en jy as 'n kind van Abba Vader se beginsels behoort gebaseer te wees op die Bybelse standaard. Niks anders nie. Ons mag nie enige kompromie aangaan op die wêreldse standaarde nie. En dis hoekom ek baie keer pos laat dit net insink, want ek en jy is so gemanipuleer en geïndoktrineer deur die wêreldse beginsels, die wêreldse sisteme, die wêreldse goed. Ons het groot geword in die wêreldse goed. En baie maklik word ons daardeur uitmekaar uitgeruk en jy word van jou spoor afgetrek. En daarom moet ons ten alle koste breek met sonde of halwe waarhede in ons lewe.
'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Want wat steek jy weg? Wat is ons besig om te doen? In die Bybel sien ons dit, in ons geskiedenis sien ons dit, in die wêreldse geskiedenis, die Bybelse geskiedenis sien ons dit, dat mense wat kompromieë aangegaan het by die wêreld het gesterf. Fisies of geestelik. Jakobus 4 vers 4 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. In ek en jy se Bybel, Jakobus 4 vers 4. Engels, Afrikaans, Duits, gee jou taal, dis die waarskuwing wat God sê. Hoeveel keer kom ek en jy nie op 'n punt wat ons sê, ja maar, okay, net terwille van die vrede. Daar is toch 'n duidelike onderskeiding tussen lig en duisternis. Tussen goed en kwaad, tussen reg en verkeerd. En ek en jy wat die gees van onderskeiding het, moet hierdie goede kan raak sien. Moet hierdie goede kan beleef om te kom sê, maar wat is Abba Vader besig om vir my te sê? En ongelukkig om dit vanmôre vir julle te sê, dat die kerk het al so verwêrelds as gevolg van compromise. Die pastore en die dominees, die predikers het al so afgewaterde boodskappe gebring, omdat hulle compromise met die mense wat voor hulle staan, of wat hulle oor praat oor die media, want hulle is te bang hulle word aangeval. Nou praat ek maar so, dat die mense, dat my kerk nie leegloop nie. Nou praat ek maar so, want ek is bang, my tiendes gaan ook by die kerk uit. En my offerandes en my geldjies gaan ook by die kerk uit. Meantime is ek besig om te compromise. Is ek besig om Abba Vader se woord af te water. Jy sien, en terwyl ons besig is met dit, terwyl ons besig is om te compromise met dit, is ons besig om ons sout wat ons is besig om laf te word. Want ons begin al praat soos die wêreld, ons begin al ryk soos die wêreld, ons begin al lag soos die wêreld, ons begin al aantrek soos die wêreld, ons begin die wêreldse goed doen, want ek compromise. Ek is bang die wêreld label my. Ek het in die week wakker geword en in die oggend toe ek wakker word, toe sê Abba Vader vir my, jy preek hierdie preek Sondag. Ek het hierdie preek presies 'n jaar gelede gepreek. Hoekom weer? Van mense dalk sê, pastoor, het jy nie woord nie, ek het baie woord. Kan julle besig hou. Maar hoekom kom en hy sê hierdie spesifieke woord weer? As so 'n verhaaltjie wat vertel word van die dominee wat 'n preek en hy preek hom in die 4de Sondag toe hom preek toe in die konsistorie kom. Toe sê die ouderling oor die ouderlinge, die hoofman, sê dominee, dis die 4de Sondag wat jy hierdie preek, het jy nie 'n ander woord nie. Die dominee sê vir hom, my broer, ek sal hierdie preek totdat julle luister. En daarom kom ons, en ons wil kom sacrifice, ons nie sacrifice, ons wil kom compromise bedoel. Want jy sien, wat sien die wêreld? Ek luister dieselfde musiek wat die wêreld luister, ek gaan na die uithangplekke toe van die wêreld, hoe sien die wêreld my en jou? Wat se geur dra ek en jy? As ek kerk toe gaan, ek sien maar vinnige beeld, dan spuit ek hierdie deodorant. Maar as ek so toe gaan, dan spuit ek 'n ander deodorant wat die wêreld lyk.
Dis my geur wat binne in my is, wat ek moet gaan uitdra, en die wêreld sien dit raak. Want die wêreld kan nie meer die onderskeid tref tussen die wêreldling en 'n uitverkoopte kind van Jahweh nie. Net ek en jy is daarvoor verantwoordelik. En ons moet weet dat ek en jy word dopgehou deur die mense buitekant. Hulle watch ons. Hoe is jy ook daar? Vir Petrus het dit ook die vraag gekom. Is jy ook daar? Ek het jou daar gesien. En hy het gecompromise. Terwyl die wêreld ons dophou, en kyk, dan moet hulle sien, hoor en ervaar, dat jy 'n kind van God is. En terwyl ek op daai is, kan ek vra, is jy nog op die plek waar jy moet wees? Is jy op die plek waar die wêreld kan sien, hier staan 'n pilaar. Hier staan iemand wat vas staan op sy beginsels wat hy opstaan. 1 Samuel 2 vers 12 tot 30, ek gaan dit nie lees nie, en 1 Samuel 3 vers 13, en ek sal hom te kenne gee, dat ek in sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het, want toe hy sy seuns skande oor hulle gebring het, en hierdie hele gedeelte gaan oor Eli, en hy was die hoëpriester wat vir die volk moes ingetree het voor God, en sy 2 seuns was priesters wat moes dien in die tempel. Ons ken die verhaal, maar ek gaan terwille van dit net vanmôre weer sê. En die gewoonte was dat die priesters, as ons daai stuk gaan lees, maar die gewoonte was 'n deel kan kry van die offerande deur 'n vurk daarin te steek. En die gaarvleis, maar Eli se seuns was skelm en in die vurk daarin gesteek terwyl dit rou was. En dit dan het daar meer vleis aan die vurk vasgesit. En Eli het dit geweet. So het dit eintlik gesteel by die kerk. En hierdie vleis wat aan Jahweh gewy was, het hulle gesteel. Jy sien, want as vleis nie gaar is, jy druk die vurk en dan kom die vleis saam. Maar as hy heeltemal gaar is, jy druk die vurk in. Jy trek hom uit, dan kom die vurk uit. En hulle het dit geweet. En so het hulle die kerk sy vleis gesteel. Vandag se terme steel die kerk se geld. Wat eintlik God se is. Wat hy gesê ook in die stuk, julle kan dit gaan lees. En die woord sê, en Abba Vader het dit verag. Hulle het dit misbruik vir eie gewin. En Hofni en Pinjas was seksueel met die meisies, die diensmeisies besig. Eli het dit geweet. Hy was bewus van dit. Jy sien, 'n mens kan so maklik 'n prooi van jou eie beginsels en jou eie selfsugtige begeertes word, wat daartoe lei dat jy compromise. Terwille van jou eie inwin. Hulle sal dit nie weet nie. Ons het dit gesien in die Bybel waar Abba Vader duidelike opdragte gegee het en gesê, gesat alles dood, hoenders, kuikens, vrouens, kinders, ou mense, almal, verbrand alles, julle mag niks vat nie. En dan het gesê, hier sal goeie goed, ons kan dit by die huis gebruik. En Abba Vader het gesê, nee. Jy sien, en hoeveel keer hou ek en jy terug? Ek praat nie net van goud en silwer nie, ek praat van jouself. My woord, hoeveel keer hou ek my woord terug? En hierdie sake het gemaak dat pa en seuns hulle lewe verloor, want Eli was gewaarsku, kyk na jou kinders, en hy het nie. God het gepraat, en hulle het gesterf. Kan jy sien dat compromise maak, dat jy fisies kan doodgaan,
maar geestelik. As mense wat begin compromise het met die evangelie, en hulle sit nêrens vandag, so, een kant, hulle dien niks nie, uit compromise uit. Jy sien, onopgeloste probleme gaan nie vanself weg nie. Inteendeel, dit raak eintlik meer en erger. Wanneer 'n mens nie eerbied en gesag vir God het nie, steur jy jou ook nie aan enige waarskuwing nie. Dis 'n belangrike ding wat ek gesê het. As jy Abba Vader nie eer nie, of as jy hom nie vrees nie, dan slaan jy nie ag op die waarskuwings wat na jou toe kom nie. Hy stuur iemand en hy sê vir jou, my boetie, my sussie, ek waarsku jou, Abba Vader het my gesê, ek moet dit vir jou kom sê, ag, jy is net, jy is iemand, ek vrees nie die ene wat na my toe kom, en wat sê, ek wil hê, jy moet dit doen nie. Waarmee is ons besig? Met wat is ons besig? Hoeveel keer staan ons as kinders van God voor situasies? Hoeveel keer word ons dalk op die pad gevang deur 'n verkeersbeampte en om uit dit uit te kom, sit jy 'n ekstra groen blaadjie in jou ID-boek of 'n oranje blaadjie. Julle weet wat is dit? En as jy spiekkop hom oopmaak en hy sien maar, meneer, jy moet mooi ry, dankie, maak toe. Jy het gecompromise. Ek noem maar een. En ek en jy loop die gevaar om 'n deel te raak van dit, want as jy dit doen, my boetie, my sussie, ek wil vanmôre vir jou sê, as jy dit begin doen, het die duiwel 'n hoek aan jou gehak. Maak nie saak hoe groot is die hoekie, dit is dalk 'n baie klein hoekie. Maar daai klein hoekie gaan vir jou intrek na 'n groter hoek toe, Greediness noem hulle dit. Selfverheerliking. Nou op die uiteinde dan dink jy is untouchable. En dan is dit nie dit wat dit moet wees nie. Dit was die groot fout wat Eli gemaak het met sy 2 seuns. Want Eli wou hulle nie aanstoot gegee het terwyl hy geweet het van hulle ongeregtigheid. En ek wil vanmôre vir julle sê, moenie my spaar, ek wil hê julle moet dit weet vanmôre. Moenie my spaar, as julle weet ek doen verkeerde dinge, om te sê ek kan nie die pastoor aanvat nie. Jy het die volste reg om dit te doen. As Abba Vader na jou toe kom en vir jou sê, gaan na pastoor Bertus toe en spreek hom aan, want dit wat hy doen is nie reg nie, en jy doen dit nie, is hy oordeel op jou, want God het vir jou gesê, gaan waarsku. Ek hoor julle hoor vanmôre. Julle by die huis waar daar sit, jy hoor vanmôre. Daarom moet ons nie aanstoot neem as iemand met jou kom praat en vir jou sê, jy's besig om met vuur te speel nie. Spreuke 5 sê, moenie met 4 kole op jou skoot speel nie. Jy gaan brand. Waarmee is ek en jy besig as ons compromise, want dit is al lankal in jou gedagtes. En die oomblik wanneer dit uitkom, dan is dit besig om jou in te sluk. Hy het net gekom en hy het net gesê, maar ek kan nie my seuns aanvat nie, want hulle is in 'n baie groot posisie. Wat gaan die kerk en die mense van ons sê? Daarna is dit geskiedenis. Die halfhartigheid van dit wat ons na die altaar toe bring, is deel van compromise, dan verwag ons seën en voorspoed van Abba Vader af. Ons vergeet dat ons met 'n heilige en 'n regverdige God te doen het. Ons vergeet met wie het ons te doen, om halfhartig dinge te doen. Ons is besig om te compromise.
Ek sit maar vanmôre hier, want weet jy, ek voel maar ek moet hier wees. Of kom ons doen dit maar, ek voel maar ons moet dit doen. Dan my Vader sê, ek wil dit dan nie hê nie. Ek wil vanmôre net werklik weer sê, wat is ek en jy besig om te doen in my pad, my geestelike pad? Die oomblik wanneer Abba Vader jou roep, wanneer Jahwe jou roep, en jy meld aan vir diens, kan jy nie meer in die wêreld dien nie. Amen. Jy kan nie by een plek weggaan, by 'n plek wat jy werk, en na die ander plek toe gaan, na 'n nuwe plek toe, wat jou dalk meer geld aanbied nie, maar jy verwag nog dieselfde voordele by hierdie plek nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan nie, God kom en hy is duidelik oor sy, hy sê, jy kan nie my dien en mammon nie. So vanmôre kan ek net weer kom, en hy sê, ek bring maar net die woord, en ek kan sê, wie dien jy? Wanneer jy hom dien, dan dien jy hom in gees en waarheid en alles, en ek los al die ander dinge. Waar is Abba Vader vanmôre op my en jou se prioriteitslys? Het jy 'n prioriteitslys? Het ons 'n lys wat ek kan sê, waar is hy in my lewe? Is hy onder? As hy onder is, my boetie, my sussie, wat is bo God vanmôre in jou lewe? Ek praat dalk met die verkeerde mense, maar ek bring dit uit. Alles wat bo hom is jy besig om te compromise. Want hy moet die nommer 1 wees. Amen. 1 Samuel 2 vers 34, en dit sal vir jou 'n teken wys, wat oor jou 2 seuns Hofni en Pinehas sal kom. Op een dag sal hulle albei sterwe. Abba Vader het gepraat. As jy nie doen wat ek vir jou sê om te doen nie, gaan ek jou wys. Ek is nie 'n mens dat ek so lieg nie. As jy dit nie doen nie, sal ek jou wys. En Dawid kom en hy sê, is vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Want Eli het gecompromise en sy kinders sterf. En hy. My gebed is dat Abba Vader besig is om, terwyl ek praat, in mense se harte wat hierdie woord hoor, dinge te openbaar wat jy moet doen, en doen dit. En ek wil vir jou sê, wanneer daar iets is wat hy met jou praat, doen dit, moenie talm nie. Want hoe langer jy talm, hoe langer is die Satan besig om jou uit te trek, om dit dan nie te doen later nie, en jy gaan die prys betaal en jou kinders. As 'n pastoor dit nie doen nie, gaan hy die prys betaal dalk en gemeentelede. En as julle dit nie doen nie, daarom sê die woord van Abba Vader vir ons, ons moet met mekaar deel. Ons moet mekaar tugtig. Ons moet mekaar die sonde bely. Dis wat hy sê. So ek kom vanmôre en ek gee julle die reg om my, asseblief julle hou my voet op die regte pad. As julle sien enige iets, kom praat, want jy mag nie compromise nie. Kan ek op dit 'n amen kry vanmôre? Amen. En sommer hulle wat by die huis sit ook 'n amen, want God praat met jou ook daar waar jy sit. Ons moet dit nie nalat nie. Is 'n belangrike woord hierdie, is 'n klein woordjie. Ek het die vorige keer het ook gesê, toe ek hierdie preek gedoen het Abba Vader my gewys, daar's een ding wat ek nooit bely het in my lewe nie, is compromise. En ek het baie gecompromise in my lewe. Ek het alles bely, vergifnis gevra vir alles, maar nooit vir compromise nie. En nou baie keer het ek dit gedoen. Nou baie keer doen ons dit nog steeds. Dis 'n gevaarlike ding, klein woordjie,
Engelse woordjie, Afrikaanse woordjie, maak nie saak in wat 'n taal jy hom sê nie, wat 'n baie groot impak in jou lewe kan hê. Waarmee compromise ons? En dan hierin kan ons 'n baie groot les leer, wat 'n groot waarskuwing is vir ouers en kinders. En ek wil dit net weer sê, ouers moet hulle kinders ernstig dissiplineer, wanneer hulle verkeerd optree en nie oorsien met snaakse goedjies nie. Die wêreld sê, mag jy jou kind tugtig nie. God sê, tugtig hom. Challenge. Ek praat nie van klap sy kop af nie. Ek praat van tugtig. Abba Vader het nie gesê, maak hulle dood nie. Hy het gesê, tugtig hom met liefde. Want die oomblik wanneer jy dit nie doen nie, is jy besig om te compromise. Daar was 'n dag in my lewe as mens wat ek my kind opgewy het na Abba Vader toe en aan hom opgewy het en ek het gesê, ek sal hierdie kind grootmaak in sy weë. Ek sal hom leer van U. Doen ons dit? Is ek besig om te compromise met dit? En julle, dis vir my dalk net 'n woord wat ek vir jou bring, maar ek sê vir julle, dis 'n challenge buitekant om dit nie te doen nie, hoor. Daarom moet ons vir ouers bid met kinders, want hulle is blootgestel aan die wêreld en aan al sy dinge, en ek en jy ook. Ons is blootgestel daarin. En daardeur wil ek op hierdie punt vir jou sê, as ek en jy as kind van Jahwe nie ingefokus is op hom nie, gaan jy val. Gaan jy compromise. En Abba Vader sê vir ons in Openbaring, hy sê, hoekom het jy jou eerste liefde verlaat? Ek het dit teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. En weet julle wat compromising maak, dat ek my eerste liefde verlaat? Waarmee is ek en jy besig met compromising? Waarmee is jy besig op 'n stadium om agteraf te wheel en te deal? Dis 'n ander woord vir compromise. Waarmee is ek en jy besig om te kyk hoe vinnig kan ek uit 'n situasie uitkom? En die enigste manier hoe ek dit kan doen, is om 'n klompie wit leentjies te vertel, wat my naderhand in die moeilikheid gaan bring. Want vreeslik is dit om in die hande van die lewende God te val. Jy sien, die hele Bybel is vol van dit. Dawid het gecompromise met Bathsheba. Hy moes dinge doen, maar hy kom verskoning vra, hy het om vergifnis gevra. In ons hele geleese gedeelte in Handeling 5 vers 3 tot 11 wat ons gelees het, sien ons hierdie ding. En daar kom 'n ding uit wat Petrus vra aan Ananias, waarom het jy die Satan jou hart laat vervul om die Heilige Gees vir die Heilige Gees te lieg en die prys van die grond agter te hou? Ananias en Safira het saam gepraat. Ons kom ooreen op 'n bedrag. Ons sê nie vir hulle ek het R1 miljoen gekry nie. Kom ons sê vir hulle ek het R700,000 gekry en die res is in ons sak. Ons gee hulle net 700,000. Dis my getal, is nie die Bybel nie. Moenie my quote op my rand nie. Ek vat 'n voorbeeld. Hulle het gecompromise. Ons het gelees wat staan nie. Hoeveel keer stem ons saam oor 'n saak wat nie reg is nie? Kom ons lieg net reg. Kom ek praat dit vanmôre op die ding. Kom ons compromise nie. Kom ons lieg net reg. Dat ons nie uitgevang word nie.
En die uitvang van Safiras en Ananias was toe gewees, toe hulle dood neerslaan, want dit was klaar bekend. Jy sien, dit was nie die geld van die mens wat hulle gesteel het nie, dit was God se goed. So waarmee is ek en jy besig? Ek praat nie oor geld vanmôre nie. Ek praat oor die Bybel, die gestuk praat van geld. Ek praat van kompromis in die algeheel. Oor alles, oor klein goedjies, oor groot goed. Ons gaan aan 'n tyd in wat dit nou besig is. Wat die belangrikste gebeurtenis is ek en jy in ons as kind van God se lewe, hierdie tyd. Die wêreld sê Paasfees, ons sê Pesach, is dieselfde ding. Dit gaan oor die kruisiging. Dit gaan oor Yeshua wat sy lewe gegee het vir my. Hoeveel mense gaan hierdie naweek vakansie hou, gaan suip? Ek wil dit hard uitdruk. Kinders van Abba Vader, kerke is leeg want die mense is op vakansie. Dis 'n rustydperk. En ek wil die vraag kom vra toe ek hierdie week deurgaan, nou in hierdie tyd waarin ons is. 'n Kompromis ek om te sê, maar dis nie vir ons nie. Gaan werk dit maar vir jouself uit, hoor. Ek en jy as sy kind gaan werk dit maar vir jouself uit. Gaan ek die wêreld se goed hou, of gaan ek Jahwe se goed hou? As jy Bybel het om te lees, lees hom. As jy kan bid, dan bid jy, dan vra jy, Abba Vader, maak my oë oop geestelik, maak my gedagtes oop, dat ek hierdie goed wat ek lees gaan verstaan, wat U vir my sê, nie wat die wêreld sê nie. Ek kan eintlik nie meer as dit vir jou sê nie. Jy sien, want daar's dinge, die Bybel is deur goed uitgewerk van God sê en die mens sê. En na wie luister ek en jy? En kan ek het maar net so vanmôre ingee. Met 'n vader se naam nie Spar toe gaan en julle bokse klomp paaseiers gaan koop nie. As julle my wil kruisig daarvoor, doen dit. As jy vir my kan wys in die Bybel waar 'n paaseier geheilig is, dan kom jy na my toe. En as dit so is, eet ek kom. Maar dit is nie so nie. Want wat doen jy as jy dit gaan koop? Jy's 'n deel van die wêreld. Ek sê nou nie, julle moet my nie verkeerd verstaan vanmôre nie. Ek praat oor kompromis. Ek het duidelik gesê, gaan kyk 'n bietjie watter tyd van die jaar is hierdie klomp chocolates paaseiers op die rakke. Hierdie tyd, hoekom? As dit sekere mense wat geld maak. Dit gaan nie oor Yeshua nie. Dit gaan oor wêreldse beginsels. Daar's genoeg tyd en genoeg leesstof wat jy jou eie ding oor dit kan maak. Dis nie my preek vanmôre nie. My preek vanmôre, my boodskap vanmôre kom aan jou, kompromis jy. Kompromis jy klein, met 'n klein dingetjie wat jy gaan koop om te sê, maar pas op. Wat sê Jahwe, die God wat ek en jy dien? Wat sê hy vir my en jou vanmôre? Wat kom praat hy met my en jou om te kom sê, maar gaan jy maar onder? As mense in Spar, in Checkers en hy plekke wat jy gaan sien, is jy nie een nie, wat gaan jy sê? Ek noem dit net vanmôre. Wanneer ek en jy kompromis of ek kompromis aangaan, maak jy die deur oop vir baie ander verkeerde dinge. Wanneer ek dit doen, is ek besig om die deur oop te maak vir ander dinge wat gaan volg. Goed wat jy gaan begin manipuleer. Dinge wat ons gaan begin vat om te gaan sê, want hierdie is 'n ernstige oortreding in die oë van Jahwe.
want hy gaan nie sy goedkeuring gee oor dit nie. Jy sien, hoekom gaan hy nie sy goedkeuring gee nie? Want jy doen sy naam 'n oneer aan. Here, daar's genoeg materiaal, daar's genoeg dinge om hierdie vir jouself uit te werk en net te gaan bid en gaan sê, laat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, my lei en vir my sê, wat moet ek doen? Of sien ek hierdie oor te wille van vrede en ten koste van Jahweh? Ek wil liewers met hulle vrede hê, as om vrede te hê met Jahweh. Kies vir jouself. Wat gaan ek en jy doen? Romeine 1 vers 18, die toorn van God word van die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van al die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Vers 28 en 32, die mense wat sulke dinge doen, die dood verdien, maar hulle wat dit nie doen, wat dit nie doen nie, maar dit ook goedkeur wat hulle doen, verdien ook die dood. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5, die hele sting sê dat die Gees sê duidelik daar, dat dit in die eindtyd, die laaste dae, sommige mense afvallig gaan word. Dis 'n baie belangrike teksvers hierdie hele. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Hulle sal misleidende geeste navolg. Hulle sal compromise, misleidende geeste navolg en die leerstellings van die bose geeste aanhang. Hierdie spreek van self. Ek sal eerder daai leerstellings aanhang as Jahweh se leerstellings. Kan ek maar net vanmôre weer die afgesaagde denkie en reeltjie sê, doen julle die Joodse goed? Nee, ons doen nie die Joodse goed nie. Ons doen Jahweh se goed. Maar hoekom doen jy die wêreldse goed? Dis die teenvraag. Het hulle antwoord? Ek het 'n antwoord. Doen nie hulle, ek doen niks van die Jode nie, ek doen God se goed. Ek doen voer sy opdragte uit. Jy sien, die oomblik wanneer Abba Vader vir my die wysheid gee, dan kan ek antwoord en ek kan handel daarop. Moenie met een voet in die wêreld staan en die ander voet in die kerk staan nie. Dit werk nie. Daai piesangskil gaan jou laat gly. Ek het hierdie sommer op hoofletters. Ons moet sterk standpunt inneem teen die verkeerde dinge wat God se eer skade kan aandoen. Haal my bralla, want ek kan julle nie mooi sien as ek daar kyk nie. Dis tyd dat ek en jy standpunt inneem vir Jahweh. As iemand my vrou sleg sê, gaan ek standpunt inneem. As iemand my kleinkinders sleg sê, gaan ek standpunt inneem. Dis maar 'n mens. My sussie, as jy nie standpunt inneem vir Jahweh nie, gaan hy jou uitwis. Jy is sy kind. As ek nie vir my vrou standpunt inneem nie, gaan sy my eendag daarvoor kwaadlik neem, en dit gaan dalk in die skei-hof eindig. Dit gaan dalk met verwyte eindig. Vat maar net 'n voorbeeld. Is tyd dat ek en jy standpunt inneem vir Jahweh. Ek en jy het niks om oor skaam te wees nie. Niks. Ek en jy het iets om op die tafel te sit. Die wêreld het nie. Dit wat hulle op die tafel sit, is die dood. Dit wat vir my en jou op die tafel gesit het, is die ewige lewe. En daarom kan ek standpunt ingee met dit. Ons mag nie skouers skuur met die ongeregtigheid nie. En ons lewe moet getuig van God se eer. Ons mag nie skouers skuur met die ongeregtigheid nie. Skouers skuur beteken compromise. Ek weet julle is stil vanmôre as ons praat. Hierdie maak my gees ook stil. En dit stir my,
Want hoeveel keer het ek gecompromise, waar ek stil gebly het, en moes gepraat het, terwille van repentance, wat dan inkom, vergewe my Vader. As die mense hulle rug wil draai en wil wegloop, is fyn, maar God moet net nie sy rug wegdraai van my en jou af nie. Dis wat tel. En dis waarvoor ek en jy hier is. Nie terwille van vrede nie, terwille van die ewige lewe. Nie terwille van hierdie dinge nie, maar terwille van dit wat klaar vooruit gelê is vir my en jou. En ek sluit af vanmôre met Hebreërs 12 vers 4. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen sonde nie. Vers 9. Verder ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het ontzag gehad vir hulle. Ons moet nie te veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. Gaan lees hom, onderstreep hom Hebreërs 12 vers 4. Het ek en jy al ten bloede geveg? Hoeveel sacrifices het ek en jy al behaal, gemaak? Het ons al gemaak? Of wheeler deal ek? Ons gaan hierdie tyd in met Pesach. Gaan ek wheeler deal? Gaan kyk maar wat gaan gebeur. Paasnaweek, slagting op Suid-Afrikaanse paaie. Ek gaan niks verder daaroor sê nie. Ek noem dit net. Gaan kyk hoe gaan ons dorp blyk Paasnaweek. As daar nie water is nie, dan kyk julle wat drink hulle. Ek oordeel nie as ek dit vanmôre vir julle sê nie. Die boom word aan sy vrug geken. Wat kry die wêreld as die wêreld by hierdie boompie kom staan? Wat kry hy? Wat kry Abba Vader as hy by hierdie boom kom staan? En ek is die vyeboom en hy wil kom eet, wat kry hy? Mag die Ruach HaKodesh vir my en jou lei. Mag hy hierdie woord vat van vanmôre en die naprediker wees. En nog meer en dieper in dit ingaan. Mag hy kom delf in jou. In hierdie tyd waarin ons in Pesach ingaan, wat jy die suurdeeg moet uithaal, nie net in jou huis nie, maar in jou lewe, jou tempel, wat die suurdeeg is van onvergewensgesindheid. Die suurdeeg is van haat en nyd. Alles wat nie van hom af is nie. Kom en hy sê, kom haal het uit. Want ek en jy op die plek kom waar ons voor Abba Vader kom staan en kom sê, maak my skoon. Ek het gecompromise. Kom maak my skoon. Vergewe my. Rig my op. Sit my voete op die rots van Yeshua, sodat ek sterk kan staan. Lê die woord in my mond wanneer ek praat, dat dit die waarheid sal wees, dat dit die opregtheid sal wees, dat u sal kan staan en kan sê, well done my kind. Laat die woorde wat ek dan praat, nie sal wees dat Yeshua gaan wegdraai van my af, en gaan sê, maar ek kan nie in jou nabyheid wees nie, want jy is besig om my te verloor. Mag hy ons beskerm met dit. Mag hy ons in hierdie tyd, nie net in hierdie tyd van Pesach nie, maar in hierdie tyd van my lewe waarin ons gaan, dat ek rein en heilig kan lewe. Dat ek in opregtheid kan lewe, sonder 'n straaltjie, 'n harddikte van twyfel in my. Net hy kan dit vir my en jou gee. Net Abba Vader kan dit vir ons gee.
Ons sukkel daarmee, maar met sy krag, met sy mag, met dit wat hy het, wat hy op die tafel kom sit in my en jou se hart, sal hy vir my en jou gee, om dalk dan, nie dalk nie, om dan die ewige lewe te kan beerwe. Amen, kom ons bid saam. Abba Vader, dis met 'n blydskap in my hart dat U nie gekompromise het, Yeshua. U het gevra vir U Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker verbygaan. Maar U het gesê, ek is bereid om te sterf. En elke druppel bloed wat gedrup het op die grond was vir my as 'n sondaar. En ek bid dat deur my dade as 'n mens dat ek nie gaan compromise om daai bloed nietig te verklaar nie. Maar dat daar krag en waarde geheg sal word aan. Elkeen wat hierdie woord hoor, bid ek vanmôre dat U die naprediker sal wees om dit dieper en verder en hoër te vat, sodat ons nader aan U sal kom en net by U kan wees. Trek ons uit hierdie wêreldstelsels uit, Abba Vader. Uit hierdie leuns uit hierdie compromising wat aan die wêreld aangaan, trek ons uit dat ons nie 'n deel van dit gaan wees nie. Kom sit ons op die skoot en kom hou ons vas. Dat ons eintlik die skuilplek van die Allerhoogste sal wees, dat wanneer die wêreld na ons toe kom, dat ons nie blootgestel gaan word aan dit wat U vir ons gee nie. Dat ons nie sal aflê dit wat U vir ons gee nie. Dat ons dit nie sal weggee nie, dat ons dit nie dit gaan verkoop nie, maar dat ons dit sal hou. Wanneer die mens na ons sal kyk, wanneer die wêreldling na ons sal kyk as U kinders, laat dit hulle sal aantrek om U ook te dien. En ek bid dit vanmôre in die naam van Yeshua. Amen. Mag die vrede van Abba Vader met julle wees daar waar julle gaan. Mag sy aangesig oor julle skyn. Mag sy liefde ook daar waar julle is, julle toemaak in vrede in alles. En ons eer hom daarvoor. En dat ek en jy sy aangesig nooit weggedraai word van hom af nie. Shalom vir julle.